Ja, goeiemôre, liewe JW Vennote. Julle beleef ook allerlei dinge saam met my, onder andere dat ek eers 'n paar mense op hulle plek sit op 'n Namakolandse manier en dan van die vyande. Ongelukkig moet julle dit baie keer ontgeld, omdat ek sit mos nou nie op vyandgroepe op 'n live nie, ek praat maar deur julle met hulle. En maar goeiemôre hier uit Namakoland uit. Dit is goed om met julle te kan gesels. Ek wil net vanoggend syfers met julle deurgaan, omdat die vraag herhaal en ook in ons kantoor gestel word, maar nou, hoekom wil ek 'n uitbetaling hê na my bank toe en jy hou dit vas? Dit is mos nou verkeerd, Louis. Dit is in die vyande sê, dis bedrog, en ek lag so in my mou, want hulle het nog nooit besigheid gedoen nie. Dis baie duidelik. Ek kan dit vir julle amper kategories stel, dat mense wat nie ons besigheidsmodel verstaan en respekteer nie, is mense wat ook nog nie besigheid gedoen het nie. Die ouens wat die leiers is van die vyandgroepe noem hulle self besigheidsmanne, maar hulle verstaan nie eers ooreenkomste nie. So, soos mense miskien weet, het ek gespesialiseer in kontraktereg, so ek dink mense wat met my wil gesels oor goed soos ooreenkomste, die terme daarvan, arbitrasie, dit wat ons ooreenkom, amper 'n non-pactum decidendi, amper 'n ooreenkoms om nie teen mekaar op te tree nie, is natuurlik alles oortree deur JW Vennote, en daarom sê ek ook, JW Vennote is nie krediteure nie. Julle gaan dit uitvind by die eerste vergadering van krediteure, gaan die likurateurs vir julle sê, julle is nie krediteure nie, hulle speel maar net albei kante. Wanneer dit hulle pas in die hof, dan sal hulle 'n vreeslike pleidooi lewer namens krediteure, en dit sluit dan nou hierdie duisende mense en miljarde rande in, wat hulle natuurlik nie in ag neem wat terugbetaal is nie. 5 miljard, 5.5 miljard in, 5.something miljard nou al uitbetaal. So hulle neem nie heeltemal in ag dat ek nie geld neem, dan rente op dit betaal, soos Tanstini nou sal sê, en dan is ek nou 'n depositonemende instansie nie. Nee, hulle kon nie daan slaag met die NPA saak nie, soos wat julle weet, en hulle sal nooit daarmee slaag nie. Ons is op pad om die likurateurs te verwyder, en hou maar die prentjie baie mooi dop. Gelukkig het hulle dit vir ons maklik gemaak, deur 'n klomp optredes wat buite die wet gestaan het. Okay, so, daar's baie goeie nuus op pad rondom die pak slaag wat ons uiteindelik gaan gee, en nadat ons nou vir 'n lang rukkie 'n bietjie gesukkel het. Maar natuurlik, ons praat nou van met julle die ongelowige JW Vennote. So hier en daar 'n paar ouens wat gelowig is, maar dis maar baie min. En ek wil vir julle syfers wys, kliniese syfers, sodat julle kan verstaan waarna ek verwys. Môre François Jacobs, môre Willem Frederik de Tooy, Wikus van der Walt, Johan de Pre, Diana Swanepoel, dankie Diana, julle sit daar op die telefone, maar nog is julle bereid om aandag te gee aan die video's, ek waardeer dit opreg. Dani Smits en so aan, en so kom die mense nou aanlyn. Ek dink hy hardloop nou seker by die groepe deur, maar ek gaan maar so lank begin gesels, mense kan maar agterna opvang, maar ek wil praat, ja. Ek wil basies praat vanmôre oor die syfertjies. Ons kyk na Mei en Junie, tot dusver. Ek dink miskien hierdie laaste week is nie in die Desi het vir ons die moeite gedoen om na die bank te gaan kyk, daarso waar julle geldjies inkom. En nou praat ek nie van julle wallets nie, ons kan 'n oombliekie later na die wallets kyk en wat daarin is, en wat moet uitbetaal en wat is nog nie uitbetaal nie, so aan. Maar ek gaan natuurlik nie pakkie vir pakkie deurgaan nie, ek praat oor die beginsels, en ons werk met 'n spreadsheet wat sy opgestel het aan die hand van die bank wat ek vir haar gevra het. So, ek maak heeltyd die stelling
dat as jy 200 of 300.000 rand 'n dag inkoop, dan koop jy dit uit jou wallet met geld wat al lankal daar lê, wat jy al vir die 5de of 6de keer wins mee gemaak het. So mense, net soos wat die tussentredende JV partners wat aansoekers was in die liquidasie uiteindelik daai 9 of so gesê het, maar hulle het soveel verlies getoon en hulle het geld verloor en dit lei na selfmoord van die weduwee en die wese en die mense wat met pensioen is. Môre luister en kyk, hoop jy praat later oor die geld van ons wallets wat na die bank na ons eie rekening. Ja, John Anderson, ek weet nie of jy enigstens gekyk het wat ek op Facebook geskryf het, en wat ek sê nie, dit is regtig 'n stupid vraag. Ek hoop nie jy herhaal hom weer nie, want as jy vir jou vrou sulke vrae vra, dan gaan jy haar definitief nie in die bed kry nie. Ok, kom ons wys vir jou gou-gou hoe lyk julle Mei en Junie, opsommings daarvan, opsommings. So in Mei maand het julle in totaal kapitaal wat in was, alright, is 4.075 miljoen. Ons praat nou van in die bank, ons praat nou nie van jou wallet nie, ons praat van wat in ons bank ingekom het. Ok, 4.075 en uitbetaal is 4.37864. Ok, dit is Mei. So wat het julle gemiddeld in die bank inbetaal per dag? 135.000 rand per dag, en dit is in Mei maand, en in Junie maand is die gemiddeld baie af natuurlik, want die maand het daarom nou nog nie so ver geloop nie. Tot dusver in Junie is daar in ons bank in, luister mooi wat ek sê, John Anderson, wat nou daai vraag gevra het, in ons bank in, 1-1. Met ander woorde, ons ran 'n verskriklike klein besigheidjie. Ons is nog nie eers by 'n kafee nie, never mind, ons is nog eers by chips en wors en eiers nie, en ration en chips nie. Ons is letterlik nie besig om diamantbesigheid te doen nie. Dit is die kapitaal, dit is die geld wat in die bank ingekom het. Ok, en dan is daai gemiddeld, ons het net sommer vir julle gaan uitwerk, gemiddeld per dag in Junie 38.000 rand ingekom, en dan uitbetaal 47.000. Dit is die uitbetalings wat julle aanvra, nee, wat is dan nou uitbetaal? Nou, so ek wil gaan 'n bietjie terug, Desi, en dan gaan kyk ons net na hoe het jy daarby uitgekom, my engel? Alright, so Ja, jy kan praat? Ja, 1ste tot die 4de Mei. jy kan praat, my engel, nou dan Ja, kan jy dis sommer reg, jy vas. kan net wys, hè. Ok, ek weet nie presies waar jy hieronder gaan. sal jy sien, dis die eerste week van Ok, Mei. Sien jy alright. hierso? En Daar dan sien. is dit die hoeveelheid transaksies, Ja, niks in die eerste in of uit nie, en die tweede, die donderdag, alles wat in is en alles ja, wat so op die uitbetaal 1 Mei is. daar geen geld ingekom nie, dit was natuurlik 'n vakansiedag, geen geld, en dan kom daar in R20, R30, R50, en dan die totaal aan die onderkant. Ek wil julle net wys per dag, dat julle nou so 'n idee kry. Daar is 'n paar groter bedrae gewees, en dan ingekry op daai dag was 'n lekker dag, want hier was natuurlik vakansiedae, en toe samel dit op Kyk nou 647.000. weer net die volgende dag. En die volgende dag, okay, wat uit is 174. 174.000 uitbetaal. Ja, 946.000. So dis die volgende dag. So daar kan jy sien dat ons, as daar kontant inkom, dan is ons dadelik besig om dit wat ons in wins gemaak het uit te betaal uit die bank uit, en dan gaan dit natuurlik na julle toe, na die wallets toe. Okay, so gaan ons jy kan dit maar maar so elke tweede dag week, van my derde week, deurgaan. vierde week. En dan is die Mei se opsomming lyk so. Ja, Mei se So met ander opsomming woorde, is, daai week, ja, in daai week het ingekom 1 miljoen, en in die volgende week 6 tot 11 Mei 776 en uitbetaal in. Dit is fisies nou in die bank, né? Dis fisies in die bank uit. En dan die 13de tot die 18de Mei 1 miljoen uit 1.196. Nou as jy met ander woorde meer geld vra dat ons uitbetaal as wat ons inkry, is ons besig om te duik, en dan sal ons uiteindelik 0 geld hê, 0 kapitaal hê om te kan inkoop, né?
Okay, so 760 en 20 uit. tot 25. Okay, dis kapitaal. Onthou nou net, dis die bank waarvan ons praat. Fisies die bank, nê? Yes. En dan die 27ste tot die 31ste. En dan Daar tel is bietjie meer ingekry as alles op tot daar. uitbetaal en daar is jou in en uit. Met ander woorde, ons besigheid is besig om 'n nosedive te vat in terme van kontant, nê? Ja, want ons betaal nou meer uit as wat Ja, ons natuurlik, ja. Okay, nou kom ons gaan kyk na na Junie sover. Junie se, okay, 1 tot 8 Junie. Okay, laat ek Okay. toe gaan. Alright, bokkie. Ja, so vir op die 1 Junie daar seker min ingekom, maar okay. Kan ek al op die einde kyk? Ja, ek wil net die totale dan. Julle sien die spreadsheet is vir elke dag reg deur Junie. Ja, dis elke dag. Tot op datum en dan wil ons net na die opsommings kyk aan die En die onderkant. hoeveelheid transaksies. Ja. Daar's nou 134 die transaksies. Met ander woorde, daar's so 134 ouens wat geld in die bank insit om in hulle wallets te sit Dis om net te die koop. vierde. En dis nou uit die 30.000 Ja, maar onthou, dis uit die nie een die- groep en die 11.000 in die ander groep. Die derde was daar 89 transaksies. Ja, so dit is minder baie keer. Die vyfde was daar 60 transaksies. Nee, 'n bietjie meer as ek nou kyk. Nee? Ja. 60. O, op daai dag. Op daai Ja. dag. Dis die hoeveelheid transaksies. Hierso, die Hoeveelheid sesde geld was daar en 46 transaksies. So daar is so transaksies, 41 transaksies 41 op die mense wat eerste. geld insit, 40. So die dag wat ons die 39. meeste transaksies gehad het, was die 4de, dit was 154 transaksies. Okay. Hier is jou totale. Okay. So daar kan julle nou sien in die bank. Dit is nou in 1 Junie, Saterdag 47.000 uitbetaal 44.000. In op Maandag ek kan nou nie sien nie want hier is nou skriptuur. 123.000. Ja, 275.000 uitbetaal op Dinsdag 182, 121, bietjie minder uitbetaal, dan 93, 107, 106, 125 uitbetaal, 142 in, 134 uitbetaal. En dan kry jy nou jou totale. Okay? En dan tel dit weer op, dan op sit weer die 10de tot die 15de Junie, die tweede dieselfde week kan ons maar net weer deurgaan. En jy kan sien die meeste wat ons inkry van 'n persoon is so R10,000. Met ander woorde, ons het glad nie mense met vertroue hier nie. 15 ingesit. 15. Wow, kom ons klap hande. Iemand het R15,000 ingesit op die 13de Junie. Kom ons celebrate dit. Ja, so is Ja. daar ook. Ja. So ons praat van snot. Ons praat van snot wat inbetaal word en snot kan aangekoop word. Ons het 21 tot 18 transaksies gehad die 15de. Ja. Okay. So En dan tel die ook weer op, ekskuus hier onder my muis. So, okay. Ons is besig om te praat in die bank. Met ander woorde, geld wat jy insit in vertroue in die maatskappy. Okay. Alright, en nou wil ek na ander statistiek. Dan nou daai balk opsomming. Ja. Goed. Ja, wat ons nou gehad het, nê. Nee. Die balk opsomming kontant daar. Wil jy nou daar wees? Okay. So, alright, en ek wil vinnig oor die CAM projek praat. Dit wat ons daarso kry. Hierdie is Dan net hierdie is die diamant uitbetalings. dit is nou aan die verskillende groepe daar. 4 keer al gedoen, ja. 30 groepe. Hulle het Die 6de April het ons aan almal betaal wie gemaak het. Okay, jy kan net na totale toe gaan miskien. Die 25, dis al totale, maar hierso. Okay, betaal. Hierso. Okay, totaal. Dit is wat ons uitbetaal aan ons mense by die CAM projek. Al die diamante vandat ons begin het. Het groep 1 R23,000 gekry van diamantgeld. Okay, dis diamantgeld. En dis wat jy hulle betaal het. Ja. Okay, ons betaal hulle 130,000. Geef my die totale daar op die einde, baby. Ek kan nie elke enetjie so deurgaan nie, die 30 groepe. Nee, dit is al totaal. Okay, so ons het uitbetaal al aan die CAM projek om hulle weekliks te help, 2,090,000 en ons het ingekry 511,817. Dit is die CAM projek, die Community Artisanal Miners wat ons help. Ons het hulle diamantgeld al uitbetaal, 511,000 en 2,090,000. En dan betaal ons natuurlik hulle huur, hulle water en ligte by die verskillende plekke wat hulle bly in Honderklip Bay en Coinglaas. Okay, so dit gee vir julle 'n idee en dan wil ek julle gou-gou bring na ander syfertjies. Baby, jy het dit eintlik op jou foon.
dat julle so 'n idee kry wat in ons ou besigheidjie aangaan. Ons ran 'n baie klein kafeetjie, hy het nie stok nie. Die stok wat daar is, weet julle, het Johan en Jacques nou gesteel 50 miljoen en daar's nog so 150 miljoen rand. Ag, Hein en Jacques. En dan is daar nog so 150 miljoen by die kokerbome en so aan. OK. En dit is die goed wat ons nou gaan beskerm teen likwidateurs wat ons uit die pad uit wil kry. OK, belangrik dan hierso Pop, dis wat jy miskien kan jy net dit so maak dat ek nou net daar. OK, wat ek nou wil kyk is die goedjies waaroor mense kla is die volgende. OK, daarso. Payouts not yet paid out. Daar is ons totale. En P is dit 987.000 en by Z is dit 541.000. Dis die kontant wat julle kla dat ek nou 7-10 2 weke vat om uit te betaal terwyl ek al reeds daai pakkie verkoop het. En dan sê mense vir my, Louis, jy moet dit nou nie so doen nie. Nou, as ek dit nie so doen nie, dan het ons nie 'n besigheidjie nie, want hierdie besigheid het mos nou koste. En dan wat julle in totaal in die trade-rekening het is 987. Ek moet sê dit is Saterdag is 'n syfers. Ek het nie tot vandag getrek nie. Ek sal dit ook doen. Ek het reeds gevra, miskien is dit al vir my gestuur. En dan op in die trade van die P-outjies sit daar 987.000, dis maar al wat julle in julle trade rekeningkies het, en dan rewards 1.653 miljoen, en dis moes nou die totaal daarso wat jy moes nou duidelik kan sien, en dan die Z-trade is 418, en dan rewards 131, maar daarso kan julle al die goed sien, daai 104 en 129, 'n paar van daai syfers is nou al uitbetaal, en dit meestal word deur mynproduksie gesubsidieer. En daar kan julle sien die werkskapitaal of debiet wat ons deur middel van subsidie van die myn af ingebring het is 10.55 miljoen om julle besigheidjie te subsidieer om vir julle daarom die opbrengs te kan gee. OK. So daar's die realiteit, en die realiteit is natuurlik dat die Bybel is gelees, die rapport, hy is van Genesis tot Openbaring, tot op die laaste bladsy van rapport op 'n Sondagmiddag, gelees, julle het so 3 minute, het julle met die Bybel omgegaan, na ete, kom ons kry dit net gou agter die rug, en dan so 3 ure, of 4 ure, of 5 ure, het julle by die rapport, of op jou foon, by die nuus, en die slegte nuus, en vyandgroepe, en wat ander mense sê van my, en so aan, het julle tyd spandeer. En dit het julle koppe bepaal, dit het bepaal dat julle vir ons minder as R100.000 'n nuwe kapitaal. Ons praat nou van omtrent 18.500 mense wat hier mos geweldig gelowig is. Nou met sulke gelowiges kan 'n ou hel toe gaan, definitief. So, en dan kan 'n ou nou maar sê, is almal seker hoe ver vorder dit met die besigheidsreddingplan, want ek sien jy vra elke keer daai vraagie en ek antwoord hom elke keer, Raymond, so ek weet, miskien moet jy net 'n aantekening op jou yskas maak van die volgende antwoord. Die besigheidsredding is papiere wat gewissel word tussen ons en die mense wat die besigheidsredding teestaan, wat die enigste mense wat dit teestaan is die likwidateurs. SARS is aan ons kant en NPA is aan ons kant. Die enigste mense wat die besigheidsredding teestaan is die likwidateurs, want hulle moet natuurlik nou hulle next payday hê, want MTI is nou verby, daai geldjies is nou lekker geblaas al op nuwe karre, soos wat julle kan sien, nuwe huise en so aan, en nuwe juweliersware vir hulle vroumense, en dan en so, nou wissel ons die papiere heen en weer, en dan kan ons 'n hofdatum kry. En soos wat julle opmerk, elke keer as ons in die hof kom, is dit nie dringend nie, in so aan. Die regters is gekoop, dit is 'n gekoopte juridiese stelsel, die polismanne is korrup, is regtig 'n moeilike omgewing waar binne ons werk. En Louis is seker een van die min mense wat dit direk sê, die ander mense sê, nee, ons kan nie dit sê nie, want ek bedoel, dit is, mens mag mos nie oor politiek en seks en kerk praat nie, jy mag nie oor sulke goed praat nie, en jy kan ook nie daaroor praat dat 'n regter korrup is, en dat hulle wil 20 miljoen hê voordat hulle 'n likwidasie omkeer en so aan nie. So, dit is die tipe goed waarna ons kyk. So as mense wil weet waarom Louis verantwoordelik optree in 'n besigheid, ek subsidieer reeds julle aankope en verkope.
Julle betaal nie vir 'n kantoor in Johannesburg wat vir ons baie geld kos nie. Jy betaal nie vir die oproep wat jy maak nie. Jy betaal nie vir die generator en die diesel en die water en ligte. Jy betaal dit nie. Die myn betaal alles sodat jy op sy rug kan gaan ry, sodat jy kan pakkies koop en verkoop, sodat ek die subsidie daarvan kan doen. As die diamantprys dit nie toelaat nie, dan sê ek goed, ek maak 'n aanname, ons kan 25% maak uit hierdie stene, en dan as ek dit nie verkoop nie, dan subsidieer ek van daai stene, sodat julle aan die gang kan bly, en sodat julle weet, daar is darm 'n lewe, en daar is darm 'n bietjie geldjies in jou rekening. So wanneer dit dan uitbetaal word deur gesubsidieerde geld, dan hou ek van daai geld terug, omdat daar nie kontantvloei is nie. As jy kan dink dat daar gemiddeld onder 100.000 rand vir 'n rukkie bietjie 135.000 gemiddeld ingekom het, maar meer uitbetaal is, en dan behoort jy te besef, uiteindelik sal ons, waar ons nou 200.000 rand koop en verkoop 'n dag, sal ons gaan na 100.000, sal ons gaan na 50.000, gaan ons na 20.000, en dan kan ons regtig maar net 'n peapot onder die bed uittrek en pus begin verhandel, of miskien 'n bietjie drolle en so aan. So, ek dink die realiteit moet julle as vennote in die gesig kyk, dat dit word gesubsidieer omdat ek 'n myn gekry het, en die liquidateurs wat sê, die myn skuld 17,5 miljoen, hulle moet net so 'n bietjie wakker skrik, ons het al oor die 150 miljoen terugbetaal in die maatskappye in, so hulle is 'n bietjie erg aan die raai. Die liquidateurs moet besef, daai maatskappye skuld die myn al geweldig baie geld, en dit kan ek julle met die syfers illustreer. So die geloof is nie daar nie, die mense koop nie in nie, ons kan nie diamante verhandel nie, ons speel net speletjies, en julle moet maar net vir julle self besluit, hoe lank die speletjie gaan hou. Ek het gesê, ek sal aanhou besigheid doen, ek sal aanhou koop en verkoop, ek sal aanhou julle subsidieer met die myn produksie. Julle het nou al van hierso van September af omtrent daai geldjie van julle seker 7 of 8 keer gedraai, en oordentlike geld gemaak, as julle eerlik is op julle spreadsheets. Ek praat nie van ou pakkies wat vasgehou is deur 'n vries van 'n bank of deur 'n diamantprys wat 80% geval is, en daarom is daar geen manier nie. Daai pakkies lê daar 150 miljoen daarvan wat ons weer kan verhandel, en natuurlik soek die liquidateurs dit frantically. Julle kan dit nie kry nie, is nie julle sin nie, het niks met Tarimix uit te waai nie, gaan skryf dit op jou maag, gaan vlieg Jan Pierre deur jou hol. So dit is maar my benadering. Ek dink net wat ek besig is om vir julle te sê, besluit of julle wil besigheid doen of nie. Dit is net eenvoudig, maar julle kan nie daai besluit neem nie, so ek sien julle kan nie daai besluit neem nie, so ek doen maar wat julle wil hê, uiteindelik sal ons niks meer koop en verkoop nie. Baie dankie, en ek hoop julle op daai baie positiewe noot van wat julle met julle eie besigheid doen, het julle 'n bietjie vergadering onder mekaar, en praat bietjie op die groepe, en as mense van geloof is, dan sal ek dit baie duidelik sien aan die syfers. Die maatskappy het 10.55 miljoen gesubsidieer, dit is net tot op die datum wat ek daai syfers gehou het, aan julle pakkies, en ek praat nie nou van salarisse en telefone, en petrol en diesel en hierdie en daai nie, erfbelasting en die goed nie, ek praat maar net van, julle koop en verkoop is 'n enorme verlies op die oomblik vir ons, en gelukkig het ons die versienheid gehad om myne te kry, sodat ons julle in 'n moeilike tyd kan dra. Maar nou ja, ek kan my nie vertel dat 18.500 gelowiges minder as 100.000 rand 'n dag in 'n bank in betaal, maar julle verwag wonderwerke vir die 60 of 70 keer wat jy dieselfde geld maar net oor en oor 'n wins opmaak nie. Okay, so laat waai maar met julle. Ek worry eintlik nie oor wat in die trade aangaan nie, 1 miljoen rand, ek kan nie diamante daarmee koop nie. So dit is wat ek het vir julle die syfers gewys wat in julle trade and rewards is. So dis klein geld, en die klein geld betaal julle in elk geval alles uit in julle eie banke. So die vyande gaan baie bly wees, want wat hulle sê is, die mense het nie meer geloof nie, hulle sit maar net op jou groep, hulle haat jou loei, hulle wil maar net geld
uitkry uit hulle wallets uit en dis maar eintlik hoekom hulle hier sit. Sodat hulle is heeltemal reg wat dit aan betref. 'n Baie lekker dag vir julle. Ek het baie werk vandag. Kan nie nou sit en praat nie en ek moet geld maak met die myn sodat ek vir julle kan sorg. Liefde. Tata. Bye.